Liefdes, ons is allemaal hier as een gesin. En ek het bly, as ek in huis van die Here is. Dit is die lekkerste plek in die wees. Liefdes, wat ek in die week, ons op aan dit hier, dit is raai. Dan met saam ook, een cursus wat ons aanbied. Dus als we positie zal met ons, veel meer kan ik hier over. Dat je van je bijeenkomst, alsjeblieft liefdes vanmorgen. Zondag nachtdienst, zondagochtend nachtdienst, pastoor Thijs. Zondag evangelisatiedienst, pastoor Marius. Verjaarsdag donderdag Valentinen. Huwelijksherdenkings. Vandaag, die 28e is Dries en Jan in dienst, en dat is het er niet. Maandag 29e is Johan en Dario. Geliefdes, wat is dit ons lezen? As dit ons kan net ons ietsie meer sê oor die kursus wat hy aanbied. Ek weet dat ons bied 'n kursus hier aan vir die Here op hart gelê. Volgelinge van Jesus is die kernigte disipelskap waar dit werk. En ons is baie gewees die eerste dag hier wat se vakansiedag. En ons vra vir julle kom op, julle wat wil belangstel dat ons genoeg papierwerk kan hê. Mense, dit gaan life-changing wees. Ek kan julle garandeer aan die Here is in jullie kerk. En vooral God wil weet hulle wat gebeur. Kom ons gee die Here die eer. Gee julle name in, as hulle nie vervoer het nie, gaan ons gebeur vir julle. Dankie. Baie dankie. Geliefdes, kom ons hoor, ons die Here se naam groot, is belangrijk om ons ook in te gebed. Vader, ons kom met dankbaar hart vanavond vir die aankomst. Ons sê baie dankie vir die taal wat God gesprek in die huis van samenkomst. Ons voeding vir die siel te ontvang. Ons het vanoggend so 'n kragtige boodskap gekry. Here, dat ek myself ons ondersoek. Want baie van ons gaan so 'n gemaksone in. Wat ons vergeet, ons het by die voetbank moet bly in 'n krag en die Here het elke dag. Here, daarom wil ek vra elkeen wat opgetrek het vanaand hier na die geopende pore te gee, om self ondersoek in te stel, elke lofsang wat gesing word op die heilige naam, dat elkeen sal sing tot eer van U. Here, om te ontvang in daai liedheid wat elke versie vir ons gee. Want elke versie het 'n belofte daar, net soos in die woord van U, wat ons bemoedig elke dag, wat ons die krag gee elke dag aan te beweeg onder leiding van die Gees. Daarom vra ek Here, hulle wat nie vanaand nie kan wees nie, as dit met siekte is, ons sal by hulle stil te staan met 'n goddelike genesing. Ons vra Here om elkeen te seën daarvoor wat die musiek gaan bring. Die prediker wat die woord gaan uitdra, om sy mond aan te raak met 'n koffie van die altaar van U. Sy kan sê, so spreek die Here van die heerskare aan sy volk. Here, ek U alleen geloof en ons dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen.
Hier waar ek kinders van die Here ons nog vinnig praat. Ek wil net vir u vertel van hierdie lied. Hoe die Here my gehelp het met vrese. Ek was verskriklik vreesagtig vir enige iets. Dit kan nou vlieg wees, dit kan nou wurms wees. Dit kan enige iemand vir polisie. Ek was ek bang. As ek net so by ons huis kom, dan kry ek koolkoos wat niks my kan keer met die woordings van die Here. En toe ek die lied sing en dit hoor, toe ek so bly vir die Here, want die Here het my verlos van my vrese. Ek was verskriklik bang waar kinders van die Here. Ek was nie bang om as wanneer ek alleen in die huis in die dak raak, en sy bang, 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 bang. En nooit het ek geweet, ek gaan op my oude alleen toen ek plek slaap nie. Kom ons gee die Here lieflik aan, en klap ons hier mooi weer. Ons gee die Here nog lieflik aan, en klap weer waar is. Non sera, io ti vedo. Non sera, io ti vedo, assim. Kom ons gee die Here weer 'n lieflike handklap hier waar ek ons gaan leer. Eu gaan ver. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I no longer a slave to fear. I'm no longer a slave. I'm no longer
fears are drowning perfect love. You rescued me if I can stand and say I'm a child of God. You still say more than true. My fears are drowning perfect love. You rescued me so I can stand and say I am a child of God. 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 I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hallelujah. Dit is ons so bevoorreg, want ook die kinders in te seën, want daar is wel ander doen. Allemaal mee hoor? Ja, amen. Want ik kan daai ouers vir my voortloop om en die kinders as ek. Is lekker om hier te wees, né? Amen. Prys die Here. Maak my so opgewonde as jy kan hoor I'm a child of God. Nee? As jy daai lekker gevoel wat so binnekant jou borrel mos. As jy weet jy is hier gekoop deur Jesus, moet jy besef het, jy kom tot op 'n besefpunt. Hierdie wêreld kan ons bestuur. Amen. Ek by jou niks doen. Voor asseblief. Eers wil ek vir die Here sê baie dankie vir die voorreg wat ek het. As 'n pa, as 'n oupa, om die klein kinders op te bring aan die Here. Dit is altyd 'n moeilike as ek kom by jou eie kinders, eie familielid, en jy ken jou kinders. Die kinders ken die pa, die fondasie wat die kind opbou, wat ek vir hulle geleer het van kleins af my eie kinders, hoe jy moet bou op hierdie fondasie, hoe jy jou kinders moet groot maak. Want dit is baie belangrik die dag as jy 'n kind ontvang het van God af, om daai kind op te bring, te voed. O, prys die Here. Om hom te voed na die woord van God elke dag. Ek wil nie eendag hê dat my kind moet sê my pa was dit of my pa was so nie, maar ek wil hê ek wil 'n nalatenskap agterlos vir hom om te sê dat my pa het God gedien in vrees. Dit is my 'n voorreg vanaand as ek hulle kyk so en ek weet wat God aan my toe vertrou het. Aan 'n dag was ek 'n
seentjie gewees, was ek 'n jong man. Toe ek oom geraak, toe ek papa geraak, en toe ek oupa geraak. Maar dit is altyd 'n voorreg. 'n Kindertoeiding is 'n Bybelse gebruik. Jy moet mooi verstaan, die verandering met julle trouens. As jy nou gaan lees Lukas 2, sê jy die hele gedeelte sien van Jesus van sy geboorte af, tot die dag wat hy toegewy is weer aan sy Vader. En net so kom het met daai kinders van julle wat julle toewy weer aan die Here. Dit gaan nie net van 'n toewyding van die kind aan God weer nie, dit gaan hoe jy as pa, as ma, die leiding neem in daai huis. Want daai kind kyk op na jou, soos daai kind opgroei, leer daai kind jou streke, jou maniere aan. Soos ek baie keer by die skool sê vir my kinders, jy kom adverteer jou huis by my by die skool. En net so gaan hierdie kind in sy skoolloopbaan sy huislike omstandighede adverteer daar buitekant, in die publiek, tussen middag gelowiges. Maar as jy die kind reg opbring volgens die woord van God, dan gaan dit 'n trots vir jou wees eendag. Die dag as dit kom met daai kind, en hy moet die man kies in haar lewe, gaan jy as 'n pa weet en 'n ma weet, ek soek vir my kleinkind 'n man soos die oupa, wat godsvreesend gewees het, wat gestaan het op die woord van God. Dit is wat jy soek vir jou kind eendag. Want solank jy die fondasie bou van Jesus Christus, en jy is elke toewyding, as jy daar in die huis van samekoms, kan daai kind net sterker raak. Ons kan nie moeg raak in die pad nie. Ons kan nie gaan slap lê nie. Want as ek en jy uitbly in die huis van samekoms, dan plant ons hy saadjie by die kind. Die geringste pyn wat die kind gaan hê, gaan die kind by die huis bly dan. Hulle gaan my nie mis daar nie. Hulle gaan my nie mis in die sonskool nie. Maar dan wil ek vir julle al 4 sê vandag. Die woord van God sê, ek sien die bloed van die kind van jou as ouers se hande eis. Hoe jy jou kind opvoed in die leer van die Here. Hy sê sodat jou kinders navolgers van Christus kan wees en Godvreesend kan wees. Want as jy Godsvreesend is, en Godsvreesend beteken, ek is te bang om van 'n ander persoon self te praat. Dit is Godsvreesend. Ek is te bang om in die huis van die Here uit te bly. Dit is Godsvreesend, want jy kry voeding van jou siel hier binnekant. En elke stukkie woord wat uitgaan van God, is vir ieder en elk van jou, vir jou kinders, vir die opbou van hierdie pragtige kinders wat die Here aan julle toevertrou. Daarom kan jy sê wat Josua uitroep, en jy kan dit uitroep in jou binneste. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is waaroor dit gaan as jy wat 'n kind ontvang het van God, om Godsvreesend te wees. En kyk ons hierso in 1 Samuel, Deuteronomium 6 vers 4. Hy sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Elke woord wat van die kansel afgaan deur verskillende predikers, daai woord moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders luister baie mooi. En jy moet jou kinders inskerp daaroor spreek. Spreek as jy in jou huis sit, alles jou pad, alles jy, en as jy gaan lê en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorafband, 'n voorhoofband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis op jou poorte skryf.
daai kind toewy aan God weer. Dit is baie belangrik. Met ander woorde op jou hand draai, jy moet die woord van God moet in jou hand wees. Want as die woord van God in jou hand is, gaan hy in jou mond wees. En hy gaan strome van lewende water uitkom in jou binneste. Daarom is dit so belangrik. As jy God dien, moet jy hom in gees en waarheid dien. As jy wil hê hierdie kind moet opgroei in die weë van God, dan gaan jy self 'n voorbeeld moet wees vir hulle. Jy gaan hulle die regte woorde moet gee. Jy kan nie jou kind afjag nie. Jy kan nie daai kind een kant toe druk nie. Om 'n kind toe te wy terug te gee aan God. Gaan daaroor, Here, dankie wat ek ontvang het. Here, maar ek wil hom opbring in die huis van U, dat hy kan sterker raak. Want daai kind kan net sterker raak as ek van jou vuur afhang. En dan kan ek jou vra, veral by my kinders, het jy al ooit my ma gesien, hoor jy voor julle? Ek werk die story, want 'n ouer moet respek hê vir 'n kind. En as jy so begin handel elke dag van jou lewe, dan gaan jy jou kind presies dieselfde gelewe laat. Pastoor, pastoor vir my kind. Waarom iedere keer van hierdie woord gaan lees in Lukas 2, het jy gaan sien, van Jesus se geboorte af, alles wat met Jesus gebeur het, wat sy ouers hom terug besorg het aan God. En daarom, jou eie kind moet jy terug besorg aan jou kind. Pastoor, ons al, waar is die kind? Waarom wy ons die kinders toe aan die Here? Hy het hulle gegee vir die Here. Dat jy moet kyk na hulle, dat jy opkyk in die weë van God, godsvreesend wees. Baie dankie Hemelse Vader, Here vir die voorreg wat ons het. Here om die familie aan die Here te wy en bid Here dat die Heilige Gees hulle gedagtes op die Here sal fokus. Gee vir hulle verligte oë om te kan sien Here wat die Here hulle lei. Gee vir hulle geoefende ore om al die Here stem van die Here te hoor en daarop ag te slaan. Skep in elkeen Here 'n rein en 'n regte hart. Here sodat die heerlikheid van die Here in hulle harte, in hulle wonings, waar hulle ook al loop, sit en staan, gewaar sal word. Here, ons dink hier aan Josef, Here, as hy daar in die vreemde kom, Here, maar die heerlikheid dat op hom gerus het, Here, het hom 'n skreeuende voorbeeld gemaakt, dat hy tweede in bevel geword het, daar in die vreemde land. Ek bid dat die heerlikheid, Here, aan die een en elkeen van hulle familie, kom sal word. Ek bid dat jy dit Here dankse. Amen.
Liefdes, die woord van die Here sê, broei kinders aan my. En dit is wat ons gewoon probeer ontlaal, so ek broei om vorentoe te kom, wat vir ons groot gaan bedien. Goeienaand geliefdes en baie dankie vir die geleentheid wat ek het om die woord te bedien. Amen. Nou, ek is nie vanaand hier omdat ek iets spesiaal is. Ek is hier om die woord van die Here te verkondig. En u is vanaand hier want u het 'n bestelling met die Here vanaand. Nou, wanneer ek hierdie woord bring, moet u weet, hierdie woord is nie gemik op enige een nie, want ek ken die helfte nie. Maar die Here het geweet hier van vanaand hier. So ek glo die woord gaan sy regmatige plek hê. Maar in elk geval die woord, as ou spreekwoord wat sê, die verandering van spyse bevorder die eetlus. So, jy nou vanaand aan my luister, ek is nie spesiaal nie, maar die woord is vir u vanaand. Ek gaan vir u lees uit Handelinge 20, van vers 6 tot 12, wat u wil volg. Handelinge 20, vers 6 tot 12. En ek lees die volgende woorde daaruit. Maar na die dag van die ongesuurde brode, het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Tarsus gekom, waar ons 7 dae deurgebring het. En op die eerste dag van die week, tot die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy sy rede gerek het tot middernag toe. En daar was baie lampe in die boventrek van waar hulle vergader het. En 'n sekere jongman met die naam van Etikus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap. En toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. Toe gaan Paulus onder toe en val op hom en slaan sy arms om en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. En hy het boot toe gegaan en brood gebreek en geëet, en nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het, tot dagbreek toe, het hy vertrek, en hulle het die seun lewendig huis toe weggebring, en wat uitermate getroos. Kom ons bid net saam. Hemel Vader, ek dank u vanaand vir die voorreg om die woord te bedien. En ek weet, soos ek al reeds genoem het, Here, dis nie ek wat belangrik is, maar ek is vanaand so dankbaar, Here, dat u teenwoordig is. Want Here, wat sou ons gedoen het sonder u teenwoordigheid? Dit sou maar net 'n dooie plek gewees het, 'n grafplaas van siel. Maar dankie Here dat u vanaand hier is, en vir elkeen wat saam met ons vergader. Ek bid dat u die woord plek sal vind in elke hart, Here, dat u vanaand die ore sal ontsluit om te luister wat die Gees aan die gemeente wil spreek. En Here, dat ons nie net woorders sal wees nie, maar daders van u woord. In Jesus naam, amen. Nou, ek dink en glo vanaand dat dit tyd geword het om onsself reg te rig, want die tyd is naby. Die koms van die Here is baie naby. Ek dink die tyd van kerkspeel het verbygegaan. Ek dink ons moet nou begin die ligsinnigheid los en die halfhartigheid los en begin opreg
met die Here lewe, besigheid mee met hom. Ek dink dit het tyd geword dat ons moet uitroep, Here, haal hierdie dubbele hart uit, want die Here het gesê, julle dubbelhartig is. Haal hierdie dubbele hart uit, Here, en sit daar 'n hart in van vlees. Haal hierdie klipharde hart uit, Here, en sit daar 'n hart in wat die weg van die Here sal verstaan en ken en weet dat dit is die weg, wandel daarop. Here, haal hierdie ongeredde hart uit en sit daar 'n hart in wat kan luister na u Gees en doen. Ek moet uitroep soos 'n Dawid, Here, plaas in hierdie binneste van my 'n rein hart en skep in my 'n vaste gees wat u opreg sal dien. Ek lees hier in vers 7 van Romeine af Handelinge 20. Hy sê, dis Paulus wat praat van 'n man, hy's 'n man van God, wat alles ingesit het. 'n man wat gepreek het uit sy hart uit. 'n man wat eendag God vervolg het en die Christene vervolg het en toegesluit het. Maar nou is hy 'n man wat preek tot middernag en nog ver in die nag in, terwyl hy weet, môre moet ek alweer verder reis. Ons het gesê, meester Raai, ons moet maar 'n bietjie sit in die kerk, want ek het 'n lang nag om te slaap. Nee, Paulus gesê, daar is nog werk om te doen. Daar is nog siele wat moet gered word. Hy moes die volgende dag verder reis. En daarom dink ek, dit sou goed gewees het as hy 'n bietjie korter gepreek het. En ek moet erken vandag, ek is nie ou vir lang preek nie. Ek raak gou vaal. Ek raak nog gou aan die slaap. So, maar hier glo ek was Paulus besig met 'n baie ernstige boodskap wat hy moes oordra, dat dit tyd het nie by ons afgemaak nie. Hy moes deurdruk om die boodskap by die mens uit te kry. En hoeveel jare was dit nie voor die koms van die Here nog? Waar sit ons vandag? 'n minuut voor 12. Amen. Vers 8 sê, en daar was baie lampe. Baie lampe, baie ligte. Nou ek weet nie vanaand, is u daar nog 'n lig in die wêreld? Is u daar nog 'n lamp vir die Here? Laat u lig nog skyn? Het die olie nou al opgeraak? Is die lamp nou al dood? Dan is dit tyd dat ons moet bietjie ondersoek instel. Ek weet, die wêreld het baie aantrekkingskrag. Maar u is die lig van die wêreld. U is die lig van die wêreld. En moet daai lig laat skyn in hierdie wêreld. Hoe lyk dit? Is julle lampe in die kerk, in die wêreld, waar jy beweeg, of het die olie opgeraak? Vers 9 sê, en 'n jong man met die naam van Etikus het in die vensterbank gesit. Hy gesit, Etikus, lekker rustig daar. Luister, kom jou plek in die kerk, of hoe lyk jy in die kerk? Hoe lyk jou maniere in die kerk? Hoe lyk jou sitplek in die kerk? Hoe lyk jou gesindheid in die kerk? Hoe lyk jou spraak in die kerk? Hoe lyk jou voorkoms in die kerk? Ag, ek wil nie praat van klere dra nie, hoor, los daai. Want sodra jy praat van klere dra, gaan die mense in die kerk uit. So ons gaan nie daaroor praat nie. Dis reg, sit maar rustig. Kry vrede in jou hart. Dis die belangrikste.
Terwyl ons dit praat, weet jy, terwyl ons van klere praat, stel dit so, ek moet daarom myself reg help. Ek besoek 'n kerk hier aan, hier in die dorp, en ek kom waar sy met my das, jy weet. Ek moet plek vir as jy nou nie das het vandaag nie. Ek verstaan, ek het die hele kas vol, maar ek dra hulle maar. Ek is so wedergebore en so gaan ek dood. Okay, so moet die vinger wys na my. Maar ek kom daar in die kerk en groet mekaar, naam my broer, nog 'n bekende ou daar. Naam my broer, ek sê goeie naam. Hy sê, wat is dit? Ek sê, dis 'n das. Hy sê, nee man, ontdra nie sulke goed hier nie. Hy sê, dat is jammer om dit te hoor. Ek sê, maar weet jy hoekom draai jy nie 'n das nie? Weet jy hoekom? Jy's 'n ou kind van die Here, jare gered. Ek sê, maar weet jy hoekom draai jy nie 'n das nie? As jy hier uitstap by die kerk, lyk jy net die wêreld. Jy lyk net die wêreld, maar die wêreld gaan nie onderskeid maak tussen hulle en jou nie. Jy is die wêreld. Jy sien, ek dink ek sommer nou daarom ietsie sê nou. So ek moet maar 'n bietjie versigtig wees. Moenie ander kritiseer nie. Ek kritiseer. Baie welkom is my skoonseun van Nieu-Seeland en ek sien hy's ook nie das nie, maar ek kritiseer hom. Welkom. Baie welkom. Dit is lekker om hier te hê. Maar moenie ander kritiseer en sê kyk hoe lyk hy en kyk wat doen hy. Kyk na jouself. Dis hoekom die Bybel sê kyk in die spieël. Al vergeet jy wie daar aan die spieël was, tog kyk na alles daar nog reg is, né? Dis heeltemal reg. Hoe lyk jou maniere as jy in die kerk is? Is jy hier om ander mense te kritiseer en te verneder? Hoe lyk jou spraak en jou gesindheid teenoor ander Christene of besoekers of wie ook al? Hoe lyk dit? Bevorder dit die werk van die Here of breek jy maar net af wat ander mense moet opbou? Vernietig jy maar net wat die Here daar wil hê of daar die persoon daar wil hê? Of breek jy dit maar net weer af en sê, ag man, nee, onthou, elkeen is 'n kosbare siel waarvoor die Here sy lewe afgelê. So jou maniere moenie ander afsit nie. Jou maniere moenie ander mense afklaap of afbreek nie. Maar dit moet jy hulle opbou en hulle bevore en hulle aanmoedig om weer te kom. Om die Here te dien. Luister, die vensterbank is nie 'n plek om te sit. Nou ek weet nie hoekom hulle daar vensterbank en ek het nog nie daar diep in gegaan nie. Hoekom vensterbank het. Maar dis nie 'n bank om te sit nie. Nee. Dis die venster se bank daar. So wat hulle daarmee doen, weet ek nie. Maar luister, liefde, jy moet nie tussen die lyne lees. Wat is reg of wat is verkeerd in die huis van die Here? Jy sien meer die klein dogtertjie wat ingeseën is nie. Jy het nou al verstand gekry. Jy's nou al groot. Lees bietjie tussen die lyne. Wat hoort by die kerk? Al sê jy is die kerk. Dis God se huis. Hierdie is God se huis. So, lees maar daar tussen die lyne, wat is die regte ding? Wat jou redenasie ook al mag wees. En dan moet jy eers ook oplet. Nou, dat baie dinge waar jy moet oplet. En ek weet nie ek toon 'n trap op wat ek maak nou nie saak nie. Ek het die boodskap van die Here ontvang. Maar jy moet let op jou taal in die kerk en die huis van die Here. Jy moet let op jou gewoontes, jou maniere, jou optrede. En wat daar ook al mee gepaard gaan, moet jy oplet. Die vensterbank is nie 'n sitplek. Amen. Ken jou plek in die huis van die Here. Amen. As jy nou ooit tussen die lyne lees.
Geliefdes, God se huis is 'n huis van gebed, nie 'n rowerspieël nie. Amen. Ons kom terug na Etikus, 'n jong man in die priesterbank. Nou, ek weet nie wat die rede was, hoekom Etikus daar gesit het nie. Daar kan baie redes wees. Die kerk kon miskien te vol gewees het. Ek weet nie, maar ek wil hom nou kritiseer. Ja, nee, ek wil dink, ag, jy wil weer snaaks wees, né? Jy wil nou weer anders wees, né? Nou moet jy daar gesien word in die kerkbank, of in die vensterbank, hier in die kerkbank. Jy wil nou gesien word daar in die vensterbank. Ek weet nie wat die rede is nie. Ten minste was hy in die kerk. Dit is belangrik. Hy was in die kerk. Nou Paulus het hier gedruk, middernag verby, toe het hierdie jong man oorweldig deur die slaaf. Nou ek sal langer geslaap, maar in elk geval, hy word toe oorweldig deur hierdie slaaf. En hy is moe en vaak. En hy het miskien 'n laat nag uitgehad. Hy moes nou 'n jong man. Hy het 'n late night gehad. Bietjie rondgejog. Nou sit hy daar aan die venster. Pas gesê jy gaan kerk toe vanaand. En hy wil nie kerk toe gaan nie. Maar sit hy daar. Hy gaan nou daar aan die venster gaan sit. Hy net om nou te wys hy's anderste. Maar in elk geval, luister geliefdes, ek dink kinders van God moet ook let op onsself. Maar kom ek stel dit so, wat sou u gedink het? Wat sou u van hom gesê het? Ek sou nou baie graag wou gehoor het, wat sou elkeen van julle gesê het, hierdie jong man wat daar in die vensterbank sit. Nou ja, maar weet jy wat, kom ek vertel jy nou dit verhaal van my oorlede broer. Hy het daar in Pretoria en Gesina besoek uit die gemeente ook. En hy was ook maar 'n ou wat diep is om 'n doppie te vat en 'n bietjie laat nag en 'n bietjie uit te gaan. Maar my ander broer by wie hy gebly het 'n voorwaarde gehad. Luister, as jy by my bly, dan gaan jy saam kerk toe. En hy is toe ook die aan kerk toe. En hy het daar ook gesit soos Etikus, maar daarom nou nie die vensterbankie maar op die stoel. En hy daar gesit. Ja. En die preek was nou vir hom 'n bietjie te veel en bietjie te lank. En hy het so 'n bietjie weggeraak. En die prediker preek oor daai gedeelte. Jy wat slaap, staan hy op die grond en hy kap so op die grond. Laat God se lig oor jou skyn. Yes, en hy is al een wat staan. Jo. Hy was stilletjies besig sy plek ingeneem. En terwyl hulle bid, kyk uit by die Here. Nou, ja. Kinders van die Here moet let op hulle self. Weet jy wat, hoekom ek dit sê ook vanaand? Is, jy weet, ek praat nou met kinders van die Here, wat God dien, waarna die wêreld kyk, en vingerwys. Ons moet ook bietjie let, waar ons rondkuier op 'n Saterdag aan, voor ons die oggend kerk toe gaan. Onthou die Here is teenwoordig. Ja, en hy ken alles. So ek dink 'n goeie raad is, ons moet 'n bietjie let. Want weet jy hoekom? Die wêreld kom ook. En nou sit jy in die kerk hierso en jy ligte hy prys die Here. En hy sê, hy wêreld. Hy sê, hy was gisteraan met die paartjie, lekker dop gedrink. Nou sit hy hier en hande oplig. Sien jy waarvan praat? Hoekom jy so versigtig en opreg moet wees?
wees, as jy besigheid meer met God, dan moet jy oppas. Maar hier is eintlik die voorbeeld wat gevolg moet word, en dis Paulus se voorbeeld. Wat het Paulus gedoen? Die eerste ding wat ek sien Paulus, hy het moeg gepreek al. Dis vir hom ook middernag, dis vir hom ook laat in die nag. Hy hardloop daai 3 verdiepings af. Na die jongman wat doodgeval het daaronder. Tweedens, val hy op hom. En ek bid vir hom derdens, dat hy lewendig word. Vierdens, neem hom weer terug kerk toe. Is dit nie 'n goeie voorbeeld vir ons nie? Die kinders van die Here nie? 'n baie goeie voorbeeld wat ons moet doen. Ek dink aan baie Christene, baie predikers, baie diakens, baie ouderlinge, wat hier uit 'n groot les kan leer. Wat moet ek doen met 'n siel wat geval het? 3 verdiepings. Wat sy verskoning was ook al dat hy geval het. Maar jy weet, God moet weer die mense terugbring waar hulle in siele belangstel. Dan sal hierdie leefstoele nie as die gewees is. Maar wat doen ons? Ons kritiseer en sê, ja man, dis reg so. Jy wil mos nie luister nie. Jy wil mos nie op die stoel sit nie. Val dan word daaronder. Dood op lewe, maak jy saak die lê daar. Jy, miskien trap jy nog op hom. Is dit wat ons moet doen? Nee. Volg Paulus se voorbeeld. Probeer die man weer terugbring in die kerk. Probeer die vrou weer terugbring in die kerk. Dit is wat ons moet doen. Bring hulle weer terug. Bid vir hulle dat hulle lewendig kan word. Geliefdes, ek is byna klaar alweer met hierdie boodskap. Maar luister, ek het 2 voorbeelde vir julle ook. En ek gee nie om vanaand, as jy nou 3 verdiepings geval het, of jy nou 10 verdiepings geval het, die Here het jou nog nodig. Die Here het nog dit staan nie my toe of enige iemand anders om te kritiseer en te sê, kyk waar hy nou, hy wil mos. Hy wil mos nie luister nie. Kyk, nee. Dis nie die gesindheid van die Here nie. Volg die voorbeeld van Paulus. Volg die voorbeeld van Paulus. Ek het 2 voorbeelde in Job 2 wat ek vir u wil voorhou. Die eerste is Job. Deur die aanval van die duiwel het God vir Job op die duiwel toestemming gegee om Job te katastrofe, om hom te vernietig, probeer vernietig. Want hy het gesê, slaan hom net met hierdie dinge, dan sê jy sien, nou die Bybel sê, hy sal jou seën, maar ek vat dit so, hy sal jou vervloek. Maar die Bybel sê, en Job sal vir God seën, vervloek, kom ek sê dit so, dan verstaan ons beter. En God laat toe, laat Job in die smarte van die hande van die duiwel val. En hy word gepyn, en die siere, die honde, hy potskerpe gevat om die sere te krap. So erg. Maar Job, hier is die eerste voorbeeld. Maar Job se vrou kom. Wie altyd na vrou luister? Na die man skool. Wie altyd luister, jou woord uitleen nie.
As dit God se wil is, hou jou uit. Hou jou weg. Anders te reken God met jou. En die Job, hy is in smarte en pyn en sy kom op en sy praat dieselfde woorde so die duiwel. En sy sê vir hom, man, seën God en dan sterf jy maar net. Job sê, maar jy weet nie waarvan jy praat. Jy weet nie waarvan jy praat. Job het geweet, sy God is in staat om hom weer terug te bring. En op die ou het Job alles weer teruggekry. En nog meer, dubbel geseën, want God het hom gehelp, maar hy het by God gebly. Amen. Heerlikende. Ek weet nie, Here moet my help. Ek weet nie of ek dit sal maak nie. Maar ek bid dat as dit my oorkom, dat ek dit wel sal maak. Want die Here gaan my nooit begewe en nooit verlos. Amen. Noem uit dieselfde Job 2. Job het 3 vriende gehad. En hulle was raak op met Job. Maar weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het 7 dae en 7 nagte by Job gebly. By hom gebly sonder om een woord te sê. Ons het sulke mense nodig. Yes. Wat maar net kan help dra aan jou pyn en jou smart sonder om baie te praat. Want partykeer praat jy net te veel. Moedig dit aan. Staan maar net by die persoon. Bid maar net vir die persoon. Maar bly by die persoon, sodat die persoon reg is. En hier sê Paulus weer na al daai dinge en hy gebid het. Die mense gaan te kere. Weet baie kere gaan ons sommer net onnodig te kere, man. Ons weet nie wat die wou van die Here is nie. Ons gaan net te kere. Ons raak mal. Dis wat hulle sê. Ons raak net mal. Ons gaan te kere. Nee, Paulus sê nee, man. Christen te kere gaan nie, want Paulus geweet. Sy God is in staat om dooies op te doen. Dooies die lewendig te maak. Gevallen siele weer op te tel en weer terug te bring. Daarom het hy gesê, moenie so te kere. Partykeer gaan ons te veel te kere en ons bid te min. Ons vertrou te min, want ons gaan te veel te kere. Ons as kinders moet maar besig bly, soos Paulus met die breking van die brood, totdat Jesus aankom. Amen. Dan is dit dag gewees. Amen. Amen. Liewe luisteraar, waar bevind u vanaand u self? Sit u miskien in die vensterbank? Don't care, moet worry nie, ek is alright. Net die man, net die vrou, net die persoon. Nee. Waar sit die man, het maak nie saak nie. Een voet in die wêreld, ander een in die kerk. Wanneer gaan ons leer om God reg te doen? Wanneer gaan ons leer daar is geen ander God? 3 verdiepings ver. Paulus gaan haal hom uit die dood uit. En bring hom weer terug in die kerk. Dis waar hy hoort. En vanaand, as jy op die vensterbank sit, of jy in 'n paar verdiepings geval, is dit vanaand jou geleentheid om 'n kwaliteitsbesluit te maak. Ek gaan die Here opreg. Want jou keuse gaan bepaal of jy hemel toe gaan of hel toe, as jy dit nou weet of nie. Jou keuse gaan bepaal waar jy jou einde gaan deurbring.
En ek ontsluit met hierdie woorde van Elia, die dag op die berg Karmel, toe al die Baalse profete daar so te kere gegaan het en aangegaan het, en hy die altaar daar gesit het, toe sê hy, oké, ek gee vir julle die eerste geleentheid, want julle moet 'n keuse maak. Bid julle eerste. Die God wat met vuur antwoord, hy is God. En hulle gebid. Hulle het nader aan homself stukken gekerf. Hy sê, hulle roep harder man. Miskien slaap julle God. Roep. Nou, ek kan nou nie sê, dis hoekom hulle mikrofone in die dorp gebruik nie. Of speakers waar by die kerk gebruik nie. Miskien hoor hulle God nie. Miskien slaap hulle God. Miskien het hulle God dood. Maar ons God lewe. En al die geleentheid gee om te roep en dan niks gebeur nie. Toe sê hy, nou is dit my weer. Maar om bietjie alle twyfel uit te werk, weg te werk. Gooi sommer 'n klomp water op hierdie altaar man. Laat dit rondom weet, man, gooi man. Julle dit wag na die hout man. Wag na, gooi water. En toe hy roep, toe val die vuur uit die hemel. En verteer self die klippe. Luister, ons God is in staat om die klip te smelt en 'n hart in te sit wat God verstaan. As jy gewillig is om te roep. Want die keuse van jou vanaand is die keuse wat gaan bepaal wat van jou word. As jy nie moeg vir hierdie halfhartige lewe vir God dien God opreg. Dis die moeite werd. Dis die moeite werd. Jy gaan loon ontvang. Jy is 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Christus. Hy het vir jou 'n huis gebou. Hoe gaan dit wees? Hy het vir jou 'n huis gebou, maar op die einde moet hy kom en sê, nou kan jy nie die transport, jy kan dit nou nie in ag neem, die kabeltransport, dis wat ons sê vir jy huis gekoop het. Jy kan dit nou nie in besit neem nie, want jy het my nie gedien nie, halfhartig nie. Dan wil ek vanaand vir jou die geleentheid gee. Wat gaan jou antwoord wees? Wat gaan jy doen? Wat gaan ek doen? Is ons gewillig om die prys te betaal? Hy was gewillig om die volle prys te betaal. Wat gaan ons doen? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons is vanaand op die ernstigste oomblik, Here. En dit is om 'n kwaliteitskeuse en besluit te maak. En dit is, Here, om U te dien in gees en in waarheid. Met U hulp, met ons hand in U hand, Here, weet ons gaan dit doen. Want Here, U belofte bly dieselfde en U verander nooit. Want U is gister, vandag en tot in ewigheid. Here, U ken vanaand elke hart. En U weet vanaand wie teenwoordig is. Ek bid dan nou, Here, dat die Heilige Gees manne en vroue sal oortuig, Here, van hulle weg. Here, van hulle gemeenskap en hulle dien, wat hulle doen. Vader, ek bid dat U nou sal werk in elke hart, Here. Nie om deur die mens gesien te word, maar Here, om 'n besluit te neem. Ek en my huis gaan die Here dien. Vader, ek bid dat julle die krag sal gee. Ek bid dat die Heilige Gees hulle die leiding sal gee. Ek bid, Here, dat julle hand sal vat, hulle sal help, Here, dat waar hulle val, dat hulle
dienaars van God. Totdat U kom, is my gebed in Jesus naam. Amen. Als je zit in de Pinksterdag, dat is een wat camera. Als je er iets gevangen, dat is dik op weg. Wie van die gaat, dan zeg je meer kans van. Dit is van ons van, want de Heer zal al goed worden, en dan gaat het niet op het alles. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here, vir die wonderlike uur en oomblik wat ons met U kon geniet. Here, aan die einde van 'n week. Ons gebed en verlange is, Here, dat U Gees die naprediker sal wees van dit wat ons vanaand gehoor het. Help ons, Here, om daarop ag te slaan dat U woord nog nooit sy krag verloor nie. En dat ons die heerlikheid van U, die Here, ons eie moet maak. Here, as ons hier uitstap, ander wys dat U die Here se Gees is in ons lewe aan die werk. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. En nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit so sê. Amen.